Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug by die groot ontbyt. Boondotek bied kampeerders daktente, awnings en suites wat gemaklik en betroubaar is. Besoek boondotek.co.za. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Sharon Kanaal sluit volgende by ons aan. Goeiemôre. Môre julle. Voordat ons begin by die koerante, baie geluk met jou verjaarsdag. Baie dankie. Dis vandag, Dis vandag. Maskas alweer 27. Alweer 27 en die beste moontlike verjaarsdag geskenk gekry in vorm van 'n skuldig bevinding. Dis baie. Nie jy nie. Nie ek nie. Iemand anders is skuldig bevind. Jy sien dan, nou kom ons begin sommer daar vanoggend. So as jy nou gister onder 'n klip gebly het, die nuus het nou gister uitgekom, Julius Malema wat skuldig bevind is vir die oortreding op die wet op vuurwapenbeheer. Dit is daar in die Oos-Kaapse Distrikshof gewees. Hy en sy voormalige leiwag Adrian Snyman het reg gestaan. Alles te maak met 7 jaar gelede. Kan ons net gou-gou praat oor die feit dat dit 7 jaar geneem het. Maar hy het 'n geweer afgeskiet by EFF saamtrek. 'n Aanvalsgeweer. 'n Aanvalsgeweer wat hy tot en met gister nog hoog en laag sweer was 'n speelgoedgeweer. Adrian Snyman is vrygespreek want die staat kon nie bewys dat hy die geweer vir Malema gegee het. Dit is die klag wat hy gehad het, is dat hy die geweer verskaf het. Presies, dit was en net dood eenvoudig, dis lewendige ammunisie in die openbaar. Dit hoe? Ek wil nie eintlik nie vir myself te veel vra daaroor nie. Maar soos ons nou verwag het, ons meneer Malema nie stilletjies uit die hof uitgekom nie. Dadelik uitgekom en gesê dit is rassisties en dit is 'n manier vir, en ek haal aan, die wit oppergesag om hom te probeer stilmaak. Hy gaan verseker appeleer, so die vonnisoplegging is uitgestel tot en met Januarie 2026, maar ons weet hy gaan dit in die hoogste hof beveg tot dan. Ja. So wanneer die vonnisverhoor begin, sal hy dan sê hy wil appeleer en dan sal ons verder. Ek dink die positiewe ding wat ons almal uit moet vat is die feit dat ja, dit was lank, maar die reg is besig om sy loop te loop. En niemand is verhewe bo die reg nie. Dis nog die algemene boodskap wat uit ander politieke partye se mond uitgekom het die laaste 24 uur. Dis net 'n bewys, al het dit lank gevat, politici is nie verhewe bo enige regsuitsprake nie. Wat wel vir my bietjie kommerwekkend is, en ek het hierdie gister eers uitgevind, dat hy kan aanbly as 'n parlementslid, al is hy nou skuldig bevind, want volgens die Suid-Afrikaanse grondwet, jy kan, selfs al word jy skuldig bevind, jy word net gediskwalifiseer as 'n parlementslid indien jou vonnis langer as 12 maande is en ons nie 'n opsie om 'n boete te betaal nie. Ja, sonder 'n opsie op boete. Ja. En dan as jy daai vonnis klaar uitgedien het vir 12 maande is, 5 jaar daarna kan jy weer terug. Dan kan jy terugkom. Want wat ek ook gesien het, verlede jaar het die IDM nogal gesê, hoorie, daar is 12 lede van die parlement, van wat op daai stadium die nuwe parlement was van 42 lede, of uit daai 42 nuwe lede, is daar 12 met hangende sake teen hulle. Goed, maar soos hulle sê, hulle moet eers skuldig bevind word en dan gevonnis word ook. Presies. Tot ten minste 12 maande sonder 'n opsie op boete voordat hulle nie meer mag LPs wees nie. Daar Ian Cameron van die DA het natuurlik gesê dis goed om te sien dat dit gebeur. Hy sê want die gewone burgerlikes moet elke dag aan die wapenwet onderhewig wees. Ja. En dan is dit goed dat 'n leier van 'n party dan dit ook doen. 'n Mens, daar is ook baie politieke partye wat sê 'n mens moet in ag neem dat hierdie die leier van 'n party is wat geweld aanhits en wat onverdraagsaamheid aanhits. En dat 'n mens dalk daarom juis hierdie uitspraak moet verwelkom. En dis nie sy eerste skuldig bevinding nie. Hy is ook in 2022 skuldig bevind oor 'n geval in 2020 by die Hoërskool Brackenfell, ook vir plakkate wat sy ondersteuners gehou het en sowel uitspraak wat hy gemaak het, wat hy gesê dit is revolusionêr om iemand dood te maak. Hy het weer iets in daai lyn gepraat nou ook. Hy het ook gesê, verstaan, om te sterf of tronk te gaan vir 'n revolusie is 'n eer. So dit is half sy gevoel, dit is ook sy kiesersbasis. Ons weet dis half hoe hy, ek wil sê, operate. Mense is dankbaar vir die skuldige bevinding. Mense sal sien wat nou verder gebeur. Ek dink ons net iets wat my nogal bygeval het wat iemand van die referendumparty gesê het, is Malema is nie die oorsaak van ons diep krisis in die land nie. Hy's 'n simptoom. Sure. Absoluut. Ons gaan 'n bietjie praat oor internasionale bewaringsnuus. Die natuurliefhebber kenner en Jane Goodall is ongelukkig oorlede op die ouderdom van 91.
hierdie was vir my baie hartseer. Ek dink selfs al is jy nie iemand wat vreeslik in bewaring belangstel nie, sal jy die naam Jane Goodall ergens gehoor het. Want as 'n jong vrou het sy in die 60er jare tussen die sjimpansees gaan bly en gaan kyk hoe hulle leef. Sy het daar ook agtergekom dat hulle byvoorbeeld stokkies en klippe gebruik om eintlik maar 'n hele samelewing te bou. So die werk wat hierdie vrou gedoen het in bewaring oor die laaste klomp dekades is ongelooflik. Sy was 91 toe sy nou tot sterwe gekom het, maar sy was besig met 'n toer deur die FSA op die ouderdom van 91. So as jy niks anders vandag van hierdie koerantbespreking onthou nie, wees vandag 'n Jane Goodall. Ja, 91. Natuurlik die film Gorillas in the Mist is gebaseer op haar lewe. Absoluut. Die FSA, goed. Die Republikeine en die Demokrate sien alweer in dieselfde prentjie nie. En dit kan nou lei tot die eerste keer, wel is die tweede keer nou al in die laaste ruk, wat die FSA se federale aktiwiteite tot stilstand kom. Dis eintlik, ek probeer dink aan 'n Afrikaanse woord vir shutdown, maar dit is uit die aard van die saak wat dit is. En interessant genoeg, ons het gister nogal gedink ons gaan daarby uitkom en ons het nie, want gisteroggend terwyl ons gesit en praat het die stilstand van krag gekom, terwyl ons in die ateljee was, want dit was wat hulle noem EDT time, 12 uur, so basies vir ons was dit woensdag aand 12 uur gewees wat dit ingeskop het. So waar hulle dan nou op regtig beklei, en as jy gaan kyk na enige video's van beide kante af, die Demokrate dring aan daarop, hulle is besig om die nuwe begroting te hersien, want hulle finansiële jaar begin op 1 Oktober. So hulle moet nou praat oor wat dan van daar af gaan gebeur. Die Demokrate soek addisionele subsidies vir wat hulle noem die Affordable Care Act, of soos in die volksmond bekend staan, Obamacare, wat hy daardie tyd ingestel het. Die Republikeine sê nee, hulle wil meer geld gee vir byvoorbeeld die regsdepartemente. Ons weet ook dat president Donald Trump en sy administrasie baie vet afgesny het in terme van besteding in die laaste 6 maande. En wat jy ook nou genoem het, dis die eerste keer in 7 jaar. Die vorige shutdown, kom ons noem dit nou maar so, was in die einde van sy eerste termyn gewees. En daai een het 35 dae geduur. Wat belangrik is om te onthou hier, enige federale werknemers word nie betaal nie. So selfs die wat geag word as belangrike mense en noodsaaklike dienste wat nog steeds gaan werk, gaan nie betaal word nie. Wat 'n groot probleem is in terme van iets soos lugverkeerstelsels. Hulle noem dit die ATC's, Air Traffic Controllers. Die vorige keer het hulle by die huis gebly, want hulle het gesê hulle gaan nie werk toe as hulle nie betaal word nie. Aktiewe militêre dienste word ook nie betaal nie. So die soldate van Amerika wat tans ontplooi is, word nie betaal nie. Ek het gister 'n onderhoud gekyk met 'n vrou van een van die soldate wat sê sy weet nie hoe om nou vir haar seentjie, dis alles 'n enkel inkomste huishouding, te verduidelik dat 1, my pa is nie hier nie, en 2, daar is nie 'n inkomste nie. So dis op hierdie staan 'n verskriklike moeilike situasie in Amerika, en is die eerste keer ook dat die regerende party half nie sy beste probeer om dit te verhoed nie. Donald Trump het self ook gesê dat firing is allowed, en die algemene idee is dat hulle hierdie tydperk gaan gebruik om nog federale poste te sny om kostes te bespaar vir die Amerikaanse regering. Sure. Dit is nog skokkend. Ons bly in Amerika en daar's ook nou 'n AI, ja, akteur. Jennifer, ek het hierdie spesiaal vir jou gebring. Jy het 'n drama agtergrond. Hulle roep vir haar Tilly Norwood. Sy is deur kunsmatige intelligensie geskep, deur 'n maatskappy wat dan nou spesifiek fokus op hoe om in die vermaaklikheidsbedryf, veral in film en TV, kunsmatige intelligensie te gebruik. Maar hierdie Tilly het sosiale media blaaie waarop sy byvoorbeeld op Instagram sal sê was nou net by 'n audisie gewees en. So uit die aard van die saak, die akteurskorps veral in Hollywood is glad nie aangedaan met hierdie nie. Van die opmerkings wat op 'n spesifieke Instagram post gemaak is, kan ek nou nie eers op hierdie spesifieke bank sê nie, want die taalgebruik word nie aanvaar nie. En dit gaan daaroor dat hulle sê dit gaan akteurs se werk wegvat. En ek moet sê ek leen myself daartoe ook, maar dis dieselfde gesprek in enige
plek waar jy gaan praat. Of dit nou meganika is, dis net nou vir die eerste keer spesifiek in Hollywood waar dit so naby kom. En hierdie gaan nie net oor die akteurs nie, hierdie gaan oor die tegniese personeel wat agter die skerms werk, dit gaan oor die boekhouers, dit gaan oor die kosmakers, dit gaan oor die skoonmakers, dit gaan oor die boer op wie se plaas daar opgeneem word, dit gaan oor soveel meer, dit gaan oor logistieke ondersteuning, mense wat besighede daaroor het. Dit kan 'n industrie, 'n hele industrie en miljoene mense se beroepe kos. So ek weet nie of julle kan onthou nie, daar was 'n wat hulle genoem het die Writers and Directors Strike so 'n paar jaar gelede. Dit was juis gefokus op die gebruik van kunsmatige intelligensie vir die skryf van tekste. Ja. So ons kyk wat gebeur met Tilly, maar ek weet nie of Tilly nou binnekort 'n Oscar gaan wen nie. Dan is hier 'n lekker storie. 'n barmhartige Samaritaan het op Kuibergweg stilgehou en 'n verlore siel opgetel. Gee vir my enige storie van 'n hond wat gered word en jy het my. As julle my nie gekeer het nie, is dit alwaar ons vandag gepraat het. Sy naam is Tim Shaw, hierdie barmhartige Samaritaan, en hy het hierdie miniatuur schnauzer toe nou gekry in Kuibergweg, soos wat jy nou genoem het daar in Kaapstad. Vreeslik verwaarloos, jy kan op die foto ook sien. En hy het nogal gesukkel want die hondjie was vreeslik verskrik. So naderhand het hy hom toe nou veilig, kyk hoe oulik is nou net daarso. Sy naam is Karnali. Maar die rede hoekom ons weet sy naam is Karnali, toe hy hom toe nou vat na die veeartse toe en die dierewelsyn toe om te kyk of hy nou net help die arme sielietjie net. Toe kom hulle agter maar hy het wel 'n mikroskyfie. En hulle scan die ding toe en hulle besef toe 13 jaar gelede is hierdie hond uit 'n huis uitgesteel. En hulle bel tot die familie en hulle kon dit nie glo nie. So hierdie hondjie het 13 jaar, wat ek dan nou aanneem, want ons weet nie wie het hom gesteel, hoe lank hy by hulle was nie, op straat oorleef. Ongelukkig kon sy vorige eienaars nou nie hom weer inneem nie, maar Tim het toe nou besluit, die barmhartige Samaritaan, hy is sy redder, en sodra Karnali dan nou uit die hospitaal uitkom, gaan Karnali by Tim bly, want Tim Shaw sê, Karnali verdien om sy laaste dae en die res van sy dae in weelde te leef, met baie liefde. Dis oulik. Ek is mal daaroor. Dit is so 'n mooi storie en laat mens amper sommer goed voel ook. Sharnika, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dis Sharnika Nel, bly geskakel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.